Nou is dit aan. Ons het 'n tyd om saam te lees. Nou is maar hoe tegnologie werk. Wel, terwyl ons wag vir die skyfie om te kom ons verduidelik ook wat het ons gedoen voordat ons saam bid. So ons het gekyk na die heiligdom, hoe dit gegee was vir Israel en dit was 'n gawe wat God vir die volk gegee het. So die volk kon weet wie God is. En dis die belangrike punt om te onthou is dat wanneer die heiligdom na gekyk word, moet ons onthou dis God se manier om aan sy volk voor te dra wie hy is. En dit is die belangrikste deel daarvan. So, hy bring hulle uit Egipte uit. Ons het sien Egipte is hier by die bedanking van altaar. En dis waar die lammetjie gebring was. Dit is toe hulle die eerste keer met die laaste plaag die Paskafees ontvang het. En so is hulle in Egipte en God sê die lammetjie moet geslag word, die bloed moet aan die deurposte gesit word. En so is dit 'n jaarlikse instelling wat hulle doen. Van daar af het die Israeliete na uitgebeeg op pad na die beloofde land. Ons sien my waskom is kyk na die ander kant. Kyk net dit raak. So, wat gebeur is, hulle kom uit. En soos wat hulle uitkom, het hulle 'n wolkkolom wat hulle lei. So hierdie wolkkolom is tussen Egipte en die Rooi See. En hier bring God hulle uit met sy sterk hand en bring hulle tot by die Rooi See. En toe hulle by die Rooi See kom, maak hy die Rooi See oop en dit is wat die waskom voorgestel het. In die tydperk, voordat hulle by die Rooi See kom en na die Rooi See, gaan hulle deur die versoekings. Ons gaan spesifiek kyk na die versoekings 'n bietjie later wanneer ons kyk na die versoekings wat ons sou deurgaan. So met die versoekings wat daar is, gee ook weer vir hulle die rusdag. Hy verduidelik vir hulle hoe dit belangrik is om hom te dien en hoekom daar eendag is wat eenkant gestel moet word. So vat hy hulle uit. Hy gee toe of hy kom by Sinaï en hy gee die 10 gebooie en daarna gee hy ook die wetrol. Maar in dit jy ook toe die tabernakelstelsel daar vir hulle sodat hulle dan die tabernakelstelsel kan leer ken en deur dit God se werk kan leer ken. Ons het gesien die heilige plek stel dan hulle bediening voor. Jesegiel sê wanneer die heiligdom vir ewig in hulle midde sal wees, dan sal die volke om hulle weet dat God is. So hier sien ons dit is waar so die bediening voorgestel was. Dan kom hulle by die Jordaan uiteindelik en die voorhangsel was die Jordaan gewees. En dan van hulle deur die Jordaan God bring hulle in die beloofde land in wat ons dan in die allerheiligste plek sit. Soos asof God die heiligdom gebruik het, nie net om vir hulle te vertel wie hy is nie, maar ook om vir hulle te vertel wat hy vir hulle gedoen het, om hulle te herinner oor sy magtige dade. Want dit is nie alwaar dit bly nie. Daar is meer daaraan te vind. Dit wil nog steeds nie vir my beweeg nie. As hy daarvan ja. So Psalm 63 vers 3 sê vir ons: "Toe het ek u in die heiligdom aanskou en u sterkte en u heerlikheid gesien." Dis wat Dawid sê. Hy kom in die heiligdom en hy kyk na al die dinge en daar sien hy God se heerlikheid en sy sterkte. En dit is wat my hoop is, dat terwyl ons vandag deur die heiligdom kan beweeg, dat ons God se sterkte en sy heerlikheid sal sien. Kom ons bid saam. Ons sê ons Vader, dankie vir die voorreg wat ons weer het om die heiligdom te bestudeer. Iets wat u gegee het by Israel van ouds, maar wat reg in die Bybel vir ons geskryf word. Terwyl ons dit weer gaan bestudeer vanmôre, vra ek asseblief, mag die Heilige Gees in ons midde wees, vir ons die waarhede openbaar wat ons geleer, vir die tye waarin ons lewe. In Jesus naam. Amen. Nou net so vinnig dat ek gisteraand een gehoor welkom te heet. Ons het ons aanlyn gehoor wat oor radio luister, ons hulle daar kom sê, maar dan het ek vergeet om te sê dan dankie te sê dat hy hier is en dat hy ingestem het om vir ons dit te kom doen vir die dowes, dat hulle ook dan hierdie boodskap kan hoor. So dankie sê dan vir jou hulp daarmee en welkom aan ons gehoor daar in jou. Daar was gewees die lammetjie, die besnyding, die verbond, die Pasga in Egipte, die versoekings, die wolkkolom wat gelei, die Rooi See ervaring, aanbiddingsdag, alles hierdie gebeur hier in die voorhof. Dan het ons die bediening wat daar in die heilige plek was, die Jordaan ervaring daar so by die voorhangsel, die allerheiligste plek wat die beloofde land voorgestel het. En ons het gesien dat die heiligdom in die vorm van die kruis geplaas is. As jy kyk net na hom in 'n reguitlyn was die altaar, die wierookaltaar en die ark in een reguitlyn gewees. Die kandelaar aan die een kant, toweraltaar
die ander kant nie. Die enigste ding wat nie in 'n lyn was, die realiteit nie was, die waskom gewees het, die tydkant geplaas is, en daar's 'n spesifieke rede gewees daarvoor. Maar hier is 'n interessante teks, Hebreërs 11:6. Die sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat op God gaan moet glo dat hy is en 'n beloning is van die wat besoek. So ek wil net so vinnig vra. Wie is Jesus? Dan antwoord, ek sê so. Hy is verlosser, wat nog? Ewige lewe, okay? Hy is God. Die woord. Okay, baie goeie antwoorde. Nou kan ek vir julle 'n ander vraag vra. Stap vir my met die Bybelteks. So wat gebeur ek weer in die studies is al die so wat aangebied het, die heel eerste keer stap ek saam met hom en hy sê vir my, wie glo jy is? Ek gee hom al my antwoorde. Ek glo hy is dit, ek glo hy is dit. Hy sê vir my, stop. Kom aan, jy sê ons is die Bybel. Nou ek sê hom okay, wees Johannes 3:16, ons lief God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur. Ek weet hy is God se seun. Hy sê dit is alles gedaan. Wat sê vir my? Hoekom het Jesus na die aarde toe gekom as 'n babietjie? Want die profesie het gesê hy kom as 'n babietjie. Ja, ons wel, die profesie sê, maar kom aan, staan dit. Hoekom is Jesus gedoop? Want die antwoord wat ek Johannes gegee, sê goed so. Staaf dit. So wat ons gaan doen vanmôre is ek gaan vinnig deur 10 geloof ek is nie geloofbelijdenis, geloof eienskappe gaan op geloofstappe gaan wat gebruik kan word om te wys wie Jesus is. Deur om net na die heiligdom te kyk. Maar in plaas daarvan dat ons gaan begin hier van die begin af, want ons hier van die eindpunt van die heiligdom af begin en terugbeweeg. En dit gaan vir ons antwoorde gee op baie van die vrae wat daar is. So die vraag is, waar was Jesus die aarde geskape? Wel, ek glo hy was by God gewees. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons. Genesis 1:1. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Kyk, dit sê God. Sê dit enigiets van Jesus? Nee. So God was daar. Die volgende teks wat ons daarna lees ek dan daarop nie, so dan sê en die gees van God het oor die waters gewees. So ons weet God was daar, ons weet die gees was daar. Maar ek dit wat ek kan neersit met die tafel en sê, maar was hier op Jesus was daar gewees. Maar dan sê jy 'n interessante ding wat iemand vir my uitgewys het, en dit is die naam van God wat gebruik word in Genesis. In Genesis 1, 2 en 3, wanneer dit praat van God, praat dit of van Elohim of van El. Nou Elohim is die veelvoudige naam en El is die enkelvoudige naam vir God. So wat gebeur is, jy kan op Genesis 1:26 doen en dit sê, en God het gesê, laat ons mense maak, na ons gelykenis, na ons beeld. So outomaties die vertalings wat jy gelees het, wat gelees? Elohim. So toe hulle gekyk het na die ding het hulle gesê Elohim. En as jy gaan kyk in veral die Engelse Bybel, dan sal jy sien wanneer dit sê and let us. Die us is nie gewone letters nie, is in italics geskryf. Dis bygesit. Want die oorspronklike woord was Elohim gewees. So daar was meer as een gewees. Maar Jesus sê nie vir ons wie was meer as een, behalwe God, ons en die Heilige Gees. So daar het net ingesit, dit is min of meer hoe dit so gelyk het toe hulle dit gelees het. En Elohim het gesê, laat mense gemaak word na ons beeld, na ons gelykenis. So, in die tyd van Eden, daar was weer 'n sintesis. Nou om dit tyd toelaat, nie gaan ek vinnig net na hierdie twee tekste te verwys. Johannes 1:1-3 sê, in die begin was die woord en die woord was by God. En die woord was God. Niks wat gemaak is, of wat bestaan is nie deur die woord gebring. So alles het die woord gemaak. Maar hy sê nie vir ons presies wie die woord is in duidelike terme nie. Hy doen 'n bietjie later wanneer hy ingaan in sy boeke om te wys dat Jesus die woord is. Maar in die beginstadium praat hy net van die woord. En dan sê hy, en Johannes was daar, maar Johannes was nie die woord gewees nie. Maar dan gaan jy na 1 Johannes hoofstuk 1:1-3 doen. En dan sê daar's dinge wat hulle doen. Hulle praat van wat hulle gehoor het, wat hulle gesien het, wat hulle aangevoel het. Naamlik die woord. En dan gaan hy in vers 3 in en dan sê hy,
Dit is naamlik God die Vader en sy Seun, Jesus. So daar is jou bewys. As iemand jou ooit kan wys my, waar was Jesus in die begin gewees? Ek sê, kom ons gaan kyk. Genesis vertel vir ons, God was daar dat die aarde geskape. Johannes sê vir ons, in die begin, so hy gaan terug na die begin toe, hy sê die woord was daar gewees, alles het deur die woord geskape. En 1 Johannes hoofstuk 1 vers 1 tot 3 sê vir ons in duidelike terme wie die woord is. En wat my baie interessant is, wanneer ek kyk na die boek van Johannes, is dat Johannes dieselfde terme weer gebruik in die boek in Openbaring hoofstuk 19, wanneer hy praat van die koning wat kom op die wit berg en sy naam is die woord van die lewe. Eerste keer toe dit raak lees, is ek van, wow. Die woord. Reg weer, vertel hy dit. Johannes 1 vers 18, niemand het ooit God gesien nie, behalwe die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, en die het hom verklaar. So daar is die verwysing wat Johannes doen, om te verwys dat Jesus die seun van God is. So wat glo ons? Eerste verklaring, Jesus is die skepper, hy was in die begin by God, hy is God. So waar plaas ons hom? Ons kan hom hier plaas in die allerheiligste. Nou hoekom die allerheiligste? Hoekom sal ons daar plaas? Wel, wanneer ons gaan lees in die boek van Jesaja, dan sien ons Jesaja praat oor die hemelse heiligdom. En wanneer hy praat van waar God is, dan verwys hy spesifiek na die engele met hulle plekke wat hom oorgevou, dankie. But it's the covering cherubs. Dan gaan kyk jy na Esekiel, dieselfde konsep word daar beskryf. As jy kyk na die gedeeltes wat praat oor die heiligdom in die boek nie Esekiel nie, van Jeremia, is daar gedeeltes, maar Esekiel van ook later, dan wys hy na die nuwe een toe, en hy praat oor dieselfde konsep van die hemelse troonkamer. En dan Openbaring vertel vir ons ook van die troonkamer, en dieselfde beeld word daar geskep. Dis die engele wat met die vlerke oor die troon van God is. Dis waar God is, dis waar so die versoenstelsel is, naamlik waar Jesus is. So ons kan hom plaas hier, en ons sal sê, dit is wat die hemel dan voorstel. So in die hemelse troonkamer kan ons Jesus vind. Maar nou kom Jesus na die aarde toe as 'n babatjie. Nou wat ek nie gisterand gedoen het nie, as ek dit nie so verduidelik val as ek dit net vinnig doen, want ons kan baie daarna toe verwys. Alles wat in die voorhof gebeur, het te doen met 'n fisiese ding of met iets wat op aarde moet plaasvind. Alles wat in die tabernakel self gebeur, in die heilige en die allerheiligste plek, het te doen met die geestelike kant of met wat in die hemel plaasvind. So wanneer ons na die twee kyk, en ek verwys aan ons sal baie keer sê, dit is iets wat met die fisies te doen het, en dit is hierdie kant iets wat met die geestelike te doen het. So as ek dit dan sê, waar was Jesus gebore? Op die aarde. So waar wil ek hom hê? Ek wil hom hier hê. Maar op die een of ander rede vind ek geen teks wat my help om te sê hy was hier in hierdie gebied gewees. Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. Nou spesifiek die woord vlees is waarna ons moet kyk. En ons het sy heerlikheid aanskou en die heerlikheid van die eerstgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So die eerstgeborene moet uitkom uit die hemelse heiligdom uit. So waar kan ons plaas? Hebreërs 10 vers 19 en 20 sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende berg, wat hy vir ons ingewy deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. So Jesus kom uit die allerheiligste uit die troonkamer van God uit, en die voorhangsel volgens Hebreërs stel ook sy vlees voor. Sy vleeswording. So hy kom uit hierdie gebied uit om op aarde te kom dien. So sy vleeswording kan ons dan plaas by die voorhangsel. Wat glo ons? Jesus het vlees geword. Hy het mens geword. Hy is ons geword deur om hier na die aarde toe te kom, om te wys wat beteken om te lewe na die volmaakte beeld wat uiteindelik behoort te wees het. Nou begin Jesus op te groei. Hy sê, kyk, nou die Bybel vertel ons nie baie van hierdie opgroei proses nie. Al wat dit vir ons sê is, en die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees, en vol van wysheid en die genade van God wat op hom. Lukas 2:1. Wie gaan soek ek hierdie eienskappe hier op die aarde?
aan die aardse kant, maar ek vind dit nie, maar ek vind iets baie interessant. Ek het hier op die stijging gesit. Ons gaan nou verder. Die kandelaar stel die genade van God voor. Hoeso? Want waar leer ons raak in die genade van God? Ons kan sê, Bybel sê dit, ja, maar waar jy die terme gehoor, waar word die terme maklik gemaak? In die kerk. Kandelaar stel die kerk voor. So die genade van God is hier waar hy dit gevind het. Maar wat nog? Hy groei ook dan groei en sterk geword in die gees. Waar sien ons die Heilige Gees uitbeeld? Waar hoor ons van? Wel, die Bybel praat baie van ons gebede wat opvaar na die hemel toe en die Heilige Gees maak dit 'n lieflike Heer. So groei en sterk word in die gees word hier dan by die wierokaltaar dan uitgebeeld. En die derde een, vol van wysheid. Waar vind ek wysheid? Die woord van God. En dis wat die toonbrode voorstel, is die woord van God. En soos wat ek gisteraand gesê het, vir die wat die was, en dan gaan ek net weer herhaal. So, die toonbrode is die eerste keer ingesit teen die Vrydagmiddag laat. Die volgende Vrydag haal hulle daardie toonbrode uit en dit was nog net so vars gewees as wat dit was die week voorheen. Verstaan, hè? Niks oor dit gesit nie. Daar was nie een of ander bestanddeel wat ons vandag ken wat jy kan gebruik om te konserveer nie. Dit was net eenvoudige ongesete brode wat gemaak is en daar op die tafel neergesit is. Die volgende week word dit uitgehaal en is nog net so vars gewees soos wat dit was toe hulle dit daarin gesit het. So God se woord kan nie verouder nie. Dit bly dieselfde. Dit bly vars regdeur. En daar is al die eienskappe wat ons kan vind in die heilige plek. Nou wat probeer dit vir my te wys? Hoekom word dit daar uitgebeeld? Wanneer ons gedoop word, wat sê ons wat gebeur? Die persoon gaan af, hy kom op, en dan het ons 'n spesifieke woord wat ons gebruik. Hulle is nou 'n nuwe lewe, maar 'n nuwe skepsel, of ons sê hulle is 'n babie. Hulle moet nou weer van voor af leer om die stappe te neem. Dis wat ek wil sê, dis hoekom dit belangrik is om Bybel te doen. Dit kom belangrik is om met die persoon saam te stap, want dit is 'n nuwe ervaring wat deurgewerk moet word. So daardie selfde eienskap vind ek hier. Wanneer 'n nuwe Christen uitkom, hy kom uit die water uit, dan moet hy hierdie drie dinge kan groei. Hy moet die genade van God ervaar, want ons almal maak foute. En groot foute. Maar die genade nodig. Maar hoe kan ek die genade ervaar as ek nie die Heilige Gees het wat in my woon, wat my help om geestelik te groei? Maar die Heilige Gees se genade kan my nie help om te besef wie Jesus is. Dan sê ek nie die Bybel oopmaak en ek lees die Bybel en vind uit wie God eintlik is. Jesus se kinderjare van ons dan daar in die heilige plek sit, want hy het al drie van daardie konsepte groot geword. En 'n voorbeeld vir ons nagelaat van wat dit is om in Christus te kan groei, om in hom te kan lewe, soos Paulus dit later dat ook noem. So wat glo ons? Die derde geloofsverklaring, Jesus het as kind na die aarde gekom om ons die proses van geestelike groei te bevestig. Hoe word Jesus gedoop? Nou hoekom was dit nodig geweest vir Jesus om gedoop te word? So hy kom nou uit. Hy het gewys wat dit is om geestelik te groei en nou is hy gereed om met sy aardse bediening te begin. Maar hy begin nie daarmee voor hy nie na Johannes toe gegaan het en hier is omtrent op die ouderdom van 30. Nou hoekom was dit nodig geweest vir Jesus om gedoop te word as hy geen sonde gedoen het nie? En die pas wat ek weet, Johannes het gedoop vir die aflating van sondes. Nou gister aand het ons gekyk na Abraham. En baie dankie vir daai teksvers. Abraham was 99 jaar toe hy gesny is. Ek doen dit iemand daarby en sê, ja, daai oomie was maar taak gewees. Want as jy nou dink, jy lees in die Bybel van die een seun wat Jakob se dogter verkragt het, basies, Bybel skryf. Nou kom hulle en hulle probeer dit reg te maak en hulle sê wel, almal van julle mans moet gesny word en sê, hulle het daar in die laagte gesit en hulle kon niks vir hulle self doen nie.
So dis 'n pynlike proses gewees vir hulle. Om 99 jaar was Abraham dan besny. So wat sien ons hier nou? Kom ons kyk gou wat sê die Bybel vir ons. En toe Jesus van Galilea na die Jordaan kom, na Johannes toe om deur hom gedoop te word. Matteus 3 vers 3. Johannes sê vir hom, nee, jy moet my doop, maar Jesus sê vir hom, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Matteus 3 vers 5. Ja, wat het ons gisteraand gesien? Wat was die besnyding geweest? Besnyding is die proses wat hulle gesê het, ons word besny sodat ons kan bewys dat ons glo dat iemand anders se geregtigheid ons geregtigheid kan word. En Abraham het die geregtigheid geword vir die wat van Adam af tot en met Abraham geleef het wat nie besny was nie. Dit is wat Romeine vir ons leer. Romeine sê vir ons, hy het die vader van geregtigheid geword vir die wat nie besny is nie. Nou, ek het 'n ander vraag. As ek sê maak is by hom. Ja. Is Abraham gedoop? Is Dawid gedoop? Maar kom so afkom met hulle almal. So Abraham word die geregtigheid vir die wat nie besny is nie. Vir wie word Jesus geregtigheid? Dis hoekom Jesus vir hulle gesê het dat alle geregtigheid dan is. Deur die doop word hy die geregtigheid vir die wat voor hom was. Net soos wat Abraham die geregtigheid geword het vir die wat voor hom was. So wanneer ons nou gedoop word, neem ons daardie geregtigheid aan. Ons sê ek neem Jesus se geregtigheid aan oor my, maar eendag kan hy my volle geregtigheid word. Maar in hierdie proses sien ons dit. Dis kom Jesus gedoop word, nie om sondes af te lê nie, maar om te sê hy word soos Abraham deur om geregtigheid te word vir die wat voor hom was. So Jesus se doop plaas ons dan hier by die waskom. En dit is dan Matteus 3 vers 5. Ons glo Jesus was gedoop sodat alle geregtigheid vervul kan word. Ons vierde verklaring. Nou is Jesus gereed om sy bediening te begin, maar voordat hy ingaan en sy bediening begin, net soos wat Israel die versoekings gehad het toe hulle deurgeweeg het, sien ons dat Jesus ook versoek was. Satan kom by hom en hy gee hom 3 verskillende versoekings. So ek gaan vinnig deur hierdie versoekings werk, want ons een waarop ek wil vas staan spesifiek. Die eerste een wat hy kom na Jesus toe en hy sê vir hom, vat die brode, of vat die klippe en sê dat dit brode moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Hierdie het te doen met die fisiese liggaam. So ons gaan hierdie versoeking basies hier kan plaas in die voorhoofd. Want dis waar die fisiese dinge plaasvind. En Satan kom en val hom hier aan om vir hom te sê, as jy dit doen, kan jy nie glo dat jy eintlik die een is wat in die fisiese behoeftes gaan voorsien van die mense nie. Al wat jy moet doen is vat net die brood. Maar as jy die seun van God is. En dit is hoekom Jesus kom en sê, ek kan nie. Tweede versoeking. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werk u self af, want daar is geskrywe. Kyk wat doen Satan, hè? Jesus het gesê, daar staan geskrywe, wat het Satan? Daar staan geskrywe. Hy sê, ek wil bevel jou aangaande u en hulle sal jou op die hand dra, sodat u nie miskien die voet eers met klip stamp. Wag, gaan terug. Hooplik het julle nie gesien wat ek wil doen nie. So bewys van hande. Wie sal sê Satan het die Bybel reg aangehaal? Of julle is 'n baie goeie klas of julle is baie versigtig. Kyk, wie sal sê hy het dit nie reg aangehaal nie? Kyk, hoekom sou julle so sê? Kom ons kyk wat staan in Psalm. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp. Kom ons sê die twee by mekaar. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hierdie is dan Psalm. Wat let julle op in die ander een?
Psalm het een sinnetjie op 3 woordjies. Sien ons dit daar? Dis waar. So wat doen Satan eintlik hier? Deuteronomium 5 vers 33 en Hoofstuk 8 vers 6 en al die weë wat die Here julle God julle beveel het julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle kan gaan en julle die dae kan verlei in die land wat julle besit sal neem en hou die gebooie van die Here jou God om in sy weë te wandel. Wat neem Satan weg? Wat die insetting weg? Net wat God se gebooie op. 3 woorde. Net 3. Dis al wat ek nodig gehad het om te doen. En dis hoekom dit so belangrik is om wakker genoeg te wees met versoekings. Want hy het nodig om net klein deeltjies weg te vat. Van kyk wat hy met Eva gedoen het. Hy het met Eva gevra wat God gesê het. En toe verdraai hy God se woorde nadat sy God se woorde verdraai het. Maar so maklik is dit, want jy besef nie altyd die strippaal wat daar is nie, en dit is hoekom dit belangrik is om God se woord te bestudeer. Om te weet wat daarin staan. Om nuwe dinge te ontdek. Nie om te sê dis nuwe dinge wat my sê daar's nuwe waarhede nie, maar nuwe konsepte wat my help om te weet hoe om as 'n Christen te groei. En dan wat Satan hom vir die derde keer en hy sê vir hom, ja, hy wys van al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en dan sê hy vir hom, al die dinge sal ek gee as die wat nie. Hier van my hande. Die tweede versoeking plaas ons hier in die heilige plek. Hoekom? Hy gebruik die woord. Hy gebruik dit wat ewig goed is. Die derde versoeking plaas ons in die allerheiligste. Want dit gaan oor aanbidding. En dis presies hier waar ons hierdie ding sien wat gebeur. Satan val Jesus reg deur aan en op al die plekke staan hy vas. Wat vir ons sê, ons kan oorwin oor die fisiese dinge. Ons kan oorwin wanneer hy kom en hy probeer vir ons sê, dit is eintlik wat die waarheid is, maar as ek God se woord studeer, sal ek weet wat die waarheid is. En dan as hy sien, hy kan my nie op een van hierdie 2 plekke kry nie, sal hy my aanbidding kom aanval. En ek hoop daar staan ons steeds vas. Hebreërs 4 vers 15 sê, want ons het nie 'n hoofpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte is net gesond, wat sonder sonde. En dankie tog daarvoor dat ons hoop moet hê wat weer gegaan het. Die versoekings kan ons dan ook daar plaas in die voorhof. Dis wat Jesus deur gemaak het net na die dood. Wat glo ons? Dat Jesus net soos ons versoek was, maar nie gesond is. Hy het die versoekings deur gemaak. Dan kom Jesus en hy stap met sy disippels deur die veld. En soos wat hy doen, daai Sabbat deur die veld stap, pluk hulle are en die Fariseërs kom by hulle en sê, hoekom pluk julle hierdie are? Dis mos nie veroorloof om dit op die Sabbat te doen nie. En iets sê vir hulle, wel het julle nooit gelees wat staan daar oor Dawid? Vir Dawid is die 2 brode gegee wat nie eintlik gedoen maak uit word nie. So hy vat hulle eers terug, hy gee plus die prentjie van die heiligdom en hy sê, dink net bietjie daaroor, maar dan maak hy 'n baie ernstige stelling en hy sê, nommer 1, ek is Here van die Sabbat. Nommer 2, die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens. Ja, nou dan. Sabbat is gemaak vir die mens vir die Sabbat. Dis so. Okay. Dis sê vir my, wie is die eerste geskape? Die mens. Die Sabbat is wel in die hemel gehou, maar wanneer is die Sabbat gegee? Voor die mens geskape is of na die mens geskape? So Jesus stelling wat hy maak is, hy sê vir hulle, julle moet verstaan hoe my hele koninkryk werk. Ek is die een wat gee. Net soos wat die brode dit wys. Maar ek het dit spesifiek so ingestel sodat die mens in my rus kan ingaan. En ek is Here van die Sabbat. So maar hier is iets interessants, nou ek het gisteraan dit vir iemand genoem, die boekrol storie. Vir die wat nie was nie, ons vertel nog die boekrol storie. So ek stap saam met hom vir die kyk na die winkel toe, en hy kon koop 2 koekrolle. Maar voordat hy dit vat, sê ek vir hom, wat wil jy doen met hierdie 2 koekrolle? Hy sê vir my, nee,
Hy sê op my later gesê. Toe ons by die tol kom, toe wil hy daarvoor betaal. Ek sê hom Freddy, hier is genoeg dames in hierdie dorp wat ons gou kan bel en vra vir 'n koekrolder as jy iets wil maak. Hoekom wil jy nou geld spandeer? Hy sê ek het jou later gesê, maar ek is mos nou speel. Ek kom ook hom Freddy. Net voordat jy dit koop, wat wil jy presies met hierdie 2 koekrollers? Hy sê vir my, Henry, vanaand van my vrou kos maak. En as die kos sleg is, kan ek 1 koekroller vat en dit op kop slaan. Ons staan by die betaalpunt, buite so, né? Daai arme vrou se mond. Hy sê, en dan gaan sy die polisie bel, want ek het almos na aangerang. Dan sê polisie by die deur kom, van ek die tweede een vat, en dan gaan hom gebruik het oor hulle kop slaan. Sy, die arme vrou het nie weet wat aangedoen, sy weet wat om te doen nie. En ons stap so uit, en ek sê my Freddy, kom aan. Dit was nou 'n goeie storie daar gewees, ons weet jy gaan nie doen nie, wat is die ding, hy sê vir my, nie. God het sy wette gegee. Jy het sin, sy 10 gebooie, vasgeskryf in sy vinger. Die tweede is op 'n wetrol geskryf, op 'n boekrol. En hierdie boekrol moes gehelp het, sodat die volk die 10 gebooie kan verstaan. Maar wat hulle toe gedoen het, is in plaas daarvan, dat hulle dit gebruik om die volk te help om te verstaan waaroor die wet gaan, vat hulle dit, en wanneer hulle sien iemand doen iets wat hulle nie moet doen nie, dan sê hulle van, né? Kyk hierdie en kyk hierdie. En met Jesus, wat doen hulle? Is dit geoorloof om op die Sabbat? Is dit geoorloof? Ja, maar dit is toch niet. Wel ek, daagie uit, gaan vat die boek, Leviticus, en die boek, Deuteronomium, en kyk as daar enigiets in daardie 2 boeke staan, wat sê, jy mag nie gade pluk op Sabbat, en daarvan eet nie. As jy dit kan kry, kom wys my asseblief. Dan ek het dit nie gelees nie. Maar wat toe daarna gebeur is, in die tyd van Nehemia en Esdra, kom hulle terug nadat die tempel en die mure herbou is, en Nehemia stap binne in die stad en hy sien dat daar mense toegelaat word om op die Sabbat binne in Jerusalem in te kom. En dan is daar ook dinge wat by die tempel begin gebeur het, en hulle sit onmiddellik goed in plek, en een van die goed wat hulle in plek sit, is hulle stel mense aan, wat kan oorsien dat dit nie weer gebeur nie, want hulle was bang dat as dit weer sou gebeur, sou God hulle weer in ballingskap wegvoer. En dit is van waarof ons die Fariseërs bring. Die Fariseërs kom van daardie geleerde af, waar hulle so die wette gebring het. En wat hulle te doen met die wette, is hulle vat die Sabbatsgebod en hulle sit weer goed by, om te keer dat die volk nie op die Sabbat moet ontheilig. Wat is van die wette? Jy mag nie meer as 2 maal van jou huis af doen. Jy mag nie enigiets om jou te dra, behalwe die klere wat jy aan het. Daar was nog 3 of 4 wat tot vandag toe nog gedoen word. Hulle mag nie sy kerks opgesteek het, of die Sabbat, want dit was gesien as werk gewees. So hulle het al die wette daar gesit, wat in die begin, ek dink 'n baie goeie punt was, want hulle wou weerhou dat die volk nie weer in ballingskap gaan nie. Maar later het dit so 'n ding geword, dat dit weer as die boek toe word, maar as hulle sien dan, en dis wat hier gebeur. Jesus kom en hy draai die hele konsep om en hy sê, nee, julle verstaan die Sabbat verkeerd. Ja, dit is goeie punte wat julle gehad het, maar dit moet nie wees dat jy moet voel, die Sabbat is een van daarvan, nou is dit maar net weer nie. Kom geniet wat jy kan geniet, maar bly binne die perke met wat God gesê die Sabbat behoort te wees. So die Sabbat kan ons dit ook die plaas, net wat dit vir Israel gegee was, en af. Ek bevestig Jesus ook die aanbiddingsdag. So wat glo ons? Jesus het bevestig dat die Sabbat, die ware aanbiddingsdag, gemaak is vir die mens. Jesus se bediening. Nou as ons nou die tyd moet neem en ons gaan regtig se bediening hardop, ons Jesus tot in sekere vanaand doen. Johannes sê as hy alles moes opgeskryf het, dan is ons nooit deur alles van gelees het. Soveel het Jesus gedoen. Maar Lukas 10:18 vertel vir ons wat Jesus gedoen het. Dit vertel vir ons wat sy hoofwerk was. Hy het gekom om al hierdie wette, die juk wat hulle geplaas het vir mense, weg te bring. Hy het gekom om mense hoop te gee. Hy het gekom om weer te wys
dat God wel 'n liefdevolle God is. En dit kan ons lees in Lukas 4 vers 18. So sy bediening kan ons dan ook hier plaas tussen die waskom en die brandofferaltaar. Lukas 4 vers 18 met Jesus se beskrywing oor sy bediening. So wat vir ons? Jesus het 'n dienaar. Hy het medelyde getoon aan ander. En dit is wat sy werk was. Jesaja 53 vertel dit ook baie mooi. Die wolkkolom. Was daar weer 'n wolkkolom gewees net soos in Israel gehad het? Wel, nie noodwendig 'n wolkkolom wat gelei het nie, maar ons weet dat Jesus met 'n wolk bedek was, volgens Matteus 17 vers 5. 'n helder ligte wolk met eens het daar stemme die hemel gekom wat gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Luister nou. So daar was 'n tipe van 'n wolk effek gewees. Alhoewel dit nie 'n wolk was wat leiding gegee het vir Israel nie, weet ons dat dit ook vir ons vertel word dat in hierdie wolk was daar leiding vir Jesus gegee vir wat voorlê met die kruisiging. En dit was gewees om hom aan te moedig met dit wat volgende sou gebeur. So ons kan die wolkbedekking dan ook hierso plaas. Net soos dit Israel die wolkbedekking gehad het, het Jesus ook 'n wolkbedekking gehad. So wat glo ons? Dat Jesus erken was as 'n steek van God, toe die wolk hom oordek het. Maar wat van die verbond? Net soos wat Israel besluit geword het met die verbond en dan elkeen sout saamgebring het om op die offer te plaas, het Jesus ook 'n verbond wat hy moet vervul. Nou, ons gaan nou hierdie teks in diepte kyk môre, maar ek gaan net so vinnig na paar van die goed kyk wat gesê word rakende wie die Messias begeer. So 70 is oor die volk van die heilige stad bepaal en die goddelose tyd bepaal eindig en om die maat van die sondes vol te maak en die ongeregtigheid te versoen. Om die ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is te saak. So hierdie is wat die persoon moet wees wat hierdie verbond kan kom vervul. So het Jesus al hierdie punte nagekom. Kom ons kyk. Daar is maar net om te sê, wie dit sal wees en wanneer dit sal gebeur, dan kyk ons môre se of binne verby. Bring daar is hy die regverdige, sy die een wat geregtigheid inbring. 1 Johannes 2 vers 1. My kinders, ek skryf hierdie ding aan julle dat julle nie moet sondig nie en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. So Jesus is die een wat regverdig is, hy bring alle geregtigheid saam met hom. Is hy 'n versoening vir die sondes? Ja, net die volgende teksvers. En hy is die versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook die van die hele wêreld. Het hy profete en gesig geseël? Hebreërs vertel vir ons in Hebreërs 1 vers 1 en 2. Nou word baie keer en op baie maniere in die Ou Testament gespreek deur die Vader, deur die profete. Het hy hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as eienaar van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. So het Jesus dit vervul? Nee. Al hierdie dinge wat geskryf is oor wie hy sou wees, maak hy deel van die ewige verbond. Hy is die een wat dit bevestig en al die eienskappe kan ons dan in Jesus vind. So wat glo ons? Jesus het geregtigheid laat geskied deur die regverdigingsproses. Dit is sy lewe. So sy lewe vervul hierdie hele verbond wat gemaak is. Maar daar is nog een gedeelte van die verbond wat moet vervul word. En hy het 1 week lank met baie sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week van hy slagoffer spysoffer wat op. En ons weet daardie tydperk het aangebreek Jesus aan die kruis gesterf. Want toe hy aan die kruis gesterf het, neem hy die plek van die lam. Hy word die lam van God. Jesaja 53 vers 7, hy is mishandel hoewel hy op 'n wortel was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word. Soos 'n skaap wat stom was met sy skedels, ja, hy het sy mond nie oopgemaak. Johannes sê vir ons, Johannes 19 vers 36, wanneer hierdie dinge het gebeur,
dat die skrif vervul sal word, geen een sal van ons gebreek word. 1 Korintiërs 3:7, sy het dan die ou stuurdeeg uit, soos die nuwe deeg kan wees, sodat julle inderdaad ongesuurd kan wees, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Kom ons kyk net van. Gisteraand het ek gesê, ons moet 2 dae onthou. Die eerste een was die, iemand onthou? Die 10de dag. Die tweede een wat ons moet onthou is die 14de dag. Het Jesus het vervul? Is hy die paaslam? Nou hier is iets interessant wat ek opgemerk het. So op die 10de dag is die paaslam gekies, dit is eenkant geplaas, land vir die huisgesin. Op die 14de dag moes hulle moet bewaring nou tot die 14de dag en dan die aand moet hulle dit slag en dit moes vir die hele gemeente van Israel gewees het. En dan het hy gegaan in die volgende fees wat ingekom het, was die fees van ongesuurde brode. En dan sê hy, want op daardie selfde dag het ek julle reeds uit Egipte land uitgelei. So verlossing het gekom die dag na die Pasgafees. So hier het ek iets interessants gevind, en dit is toe ek gaan kyk het na iemand vir my, ek dink het gesê, maar Jesus is op 'n Woensdag gekruisig. So okay, ek soek bewyse, ek wil weet, wyse dit, wat? En so kan ek, en ek tik in Google in, ek wil die Joodse kalender sien. En ek kom op hierdie artikel af, wat die ou geskryf het oor die Joodse kalender, en ek sien iets baie interessants. En dit is dat die Joodse kalender nooit verander het nie. Nie soos wat ons sê, vandag is dit die 7de Junie, volgende jaar is 7 Junie Sondag. Hy het elke jaar dieselfde op dieselfde dag bepaal, dit is so hulle hom bepaal. So toe hulle dit sê, en ek lees my Bybel, toe sien ek in Johannes 12:1, en hier sê 6 dae voor die Pasga. So kom ons kyk ook aan. 10, 11, 12, 13, 14, is hoeveel dae? 5 dae. Hy 6 dae voor die Pasga moet plaasvind, en by Lazarus in Betanië, wat uit die dood uit opgewek. Dan gaan Johannes verder aan, kom ons kyk hoe daar, mooi gemerk. So as 6 dae vat, beteken dit hy was op die 9de van Nisan in Betanië gewees. Die volgende dag, sê Johannes vir ons, het 'n groot menigte feesgangers toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem toe kom, bymekaar gekom om gereed te maak om hom te ontmoet. So die volgende dag beteken dit moet dan die 10de dag. Want op die 10de dag is die lammetjie eenkant geneem en eenkant geplaas om in bewaring gehou te word tot en met die 14de dag. So Jesus was die 9de, wat ons gesê is die eerste dag van die week, was hy in Betanië gewees. Die volgende dag kom hy in Jerusalem en volgens hoe die lammetjie eenkant gesit moet word, en hy kom na Jerusalem toe, sodat hy in bewaring kan bly. Die lammetjie sê dan ook vir ons, moet sonder gebrek wees, en Johannes wys later Jesus was sonder gebrek gewees. Maar dan die volgende een sê dan, en die 14de dag van die maand, teen die aand moet die lammetjie geslag word. En omtrent die 9de uur. Hier is die tyd wanneer die lammetjie geneem sou word en gereed gemaak word vir die offer by die tempel, het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? En daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en kyk, hy het gees gegee, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder, en een van die geskiedkundige skrywers, dit is nou Josephus, of Josephus skryf en hy sê, die lammetjie het die priester in sy hande gehad, gereed met die lent, maar toe die tempel se gordyn skeur, toe laat val hy die mes, en die lammetjie het verwerp. Want die paaslam is geslag. Jesus het presies op tyd dit vervul. En toe daai datums sien, en ek sien hoe die Bybel dit uitdeel, en om seker te gemaak gaan lees ek toe Matteus, en Matteus bevestig dit, want hy sit die ekstra dae in wat gebeur het. Toe Jesus daar was, hy was by die tempel gewees, hy was op die Olyfberg gewees, en net na die Olyfberg sê hy vir sy disippels, nou moet julle gaan en vir ons die boodskap gaan gereed maak, sodat ek hierdie maaltyd saam met julle kan vier, en die Vrydag
Die 13, nee, die 14de van Nisan sterf hy. En op die 15de dag bewerk hy ons verlossing. Nou hier is net nog een wat net verwys is die Jewish Encyclopedia, Jacob's London Book, wat dan vir ons sê, the animal was slain on the eve of the Passover, on the afternoon of the 14th of Nisan. After the salmon sacrifice had been killed, at 3 o'clock, or in the case of if the Passover fell on Friday, at 2 o'clock. The killing took place in the court of the temple. So, sy tydperk wat dit vir ons gee, bewys vir ons dat Jesus die Vrydag dan gesterf het. Hy word ons Pasga vir ons. En daar kan ons Pasga lam plaas by die brand op die altaar. Hy vervul dit alles. So wat vir ons? Jesus word die Pasga vir ons. Daar's 10 geloofsverklaringe wat ons kan gebruik. As iemand ons vra wie Jesus is, tot en met by die punt waar ons kan wys dat hy die Pasga is. Ons gaan 'n kort rukkie breek, dan kom ons terug en dan kan ons in Jesus se voetspore volg. Om te sien wat is dit wat hy vir ons nagelaat het sodat ons op kan volg. Weer terug tot in die allerheiligste plek. Ek hoop het iets geleer. Nie iets geleer as iets weer herbevestig. Dat hierdie geloofsverklaring vir jou sal help om te kan gebruik. Al wat dit kom, jy moet bewyse neem. Want dis bewyse wat ons sê wat in God se woord vir ons staan en as ons net tyd neem. En ek glo daar's nog vele meer wat ons gaan sit en as jy die een na die ander kom vat en jy sien hoe word vervul perfek in elke aspek soos God dit uitgebeeld ook in jou lewe. Kom ons in 'n gebed saam en dan beleef ons vir 'n paar minute. Ons sê ons Vader, dankie dat ons geleer die heiligdom om kyk na Jesus se lewe en Here, dankie dat U ons perfekte paslam geword het. Dankie dat U die hemelse troonkamer verlaat het om mens te word, ons te kom wys wat beteken te lewe. Here, help ons weer dan besluite oor te neem. Vir al wanneer dit kom om te volg. En help ons om te besef hoe belangrik dit is om hierdie geloof geleidens of hierdie geloof beginsels deel te maak van ons lewens. Dankie vir dit wat U vir ons openbaar het. Jesus naam. Ek het sê 10 voor, ek sien ek is 8 minute